Sien, hemelvaart is een van die groot oomblikke in ons geloof. Een van die groot dae wat ons gevier het en ek onthou toe ek nog op skool was, het hemelvaart was omtrent 'n hele dag affære. Ons het gewoonlik by my ouma of my oupa opgeëindig en dan was jy hemelvaart in die kerk. Jy was die oggend daar gewees en jy die dag saam spandeer. Maar hemelvaart het amper so ongesiens verdwyn in die agtergrond van die lewe in. Sonder dat ons dit besef, het hemelvaart net al hoe meer terug begin staan. Besighede bly oop. Kinders is nie meer lekker seker waaroor hemelvaart gaan nie. Dit word nie meer gevier nie, dit word nie meer herdenk nie. Maar eintlik is hemelvaart een van die grootste dae op ons kalender. Dis die dag toe alles heeltemal verander het. Kan ek jy vir 'n oomblik net indink? Kom ons sê Jesus het geleef en hy het aarde toe gekom deur 'n maagd. En hy het op aarde geleef 33 jaar en hy het gesterf aan die kruis en hy het opgestaan en hy het net weer gesterf. Die storie sou heeltemal anders te gelyk het. Die storie sou heeltemal anders te geklink het. Nêrens in die Bybel lees ons weer van Lazarus dat hy iets gedoen het nie, want hy was ook dood en het ook opgestaan en het net weer gesterf. Maar sien, die feit dat Jesus Christus nie net opgestaan het nie, maar opgegaan het hemel toe, verander alles. Baie gelowiges verstaan nie hoekom dit so belangrik is nie. Maar dis die een ding wat ons as dit reg verstaan, ek dink so baie in ons lewe kan verander. Sien, ek wil julle vat na 'n gedeelte in Efesiërs toe. Ons gaan nie uit Lukas of uit Handelinge uitpraat vanoggend nie, ons gaan uit Efesiërs uitpraat. Want ek dink die ding wat ons as gemeente so mis, is nie, ons almal weet wat het gebeur op hemelvaart. Ons weet dat die disippels het gestaan en hulle het gekyk hoe neem 'n wolk om in die lug op en dat engele verskyn en gesê, soos wat julle hom sien gaan dit, so sal julle hom sien terugkom. Ons weet wat het gebeur, maar weet ons hoekom het dit gebeur? Want ek dink daarin lê die geheim. Efesiërs 1 vers 19 tot 21, kom ons lees dit saam. Mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Dieselfde magtige sterkte was ook aan die werk toe God Christus uit die dood uit opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Nou is Christus hoog verhewe bo elke owerheid en gesag en krag en heerskappy, ja elke noemenswaardige instansie, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. Paulus praat hierso van die krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, maar ook die krag wat hom gevat het van hierdie aarde af en hom nou in die regterhand van God gesit het. En dan verduidelik hy vir ons hoekom. Hoekom sit Jesus dan nou aan die regterhand? Wat beteken dit vir my en vir jou? Hoekom vier ons hemelvaart? Jesus het nie hemel toe gegaan omdat hy moeg was vir hierdie aarde nie. Besef julle dit? Hy het nie hemel toe gegaan want die mense het hom nou net genoeg geïrriteer en hy kon dit nie meer vat nie. Hy het nie hemel toe gegaan want hy was verveeld hier gewees nie. Daar was 'n spesifieke doel hoekom hy hemel toe gegaan het en dit was om sy mag te bevestig oor alle dinge. En daarom vier ons hemelvaart. Want Jesus toe hy op aarde was, Filippense sê dat hy het homself leeg gemaak van elke vorm van God wat hy gehad het, van alles wat goddelik van hom was, het hy homself leeg gemaak en die gestalte van 'n mens aangeneem om in elke opsig gelyk aan ons te wees. Met ander woorde, Jesus kon doodgaan. En daar was sekere magte in hierdie wêreld wat hulle krag oor sy liggaam kon uitoefen. Hulle kon hom doodmaak. Maar toe hy opgaan hemel toe, toe het hy die mag teruggeneem in sy eie hand en aan die regterhand van God gesit. En die eerste ding wat ek wil sê vanaand is, Jesus is nou verhewe bo alles.
Paulus sê dat omdat Jesus opgevaar het en op die troon sit, het hy beheer oor elke owerheid, elke gesag, elke krag, elke heerskappy. Oor al hierdie goed het Jesus Christus sy krag kom bevestig toe hy opgegaan het hemel toe. Wat beteken dit vir my en jou vanaand? Beteken omdat Jesus opgegaan het hemel toe en nou in die regterhand van God sit, elke wapen wat die vyand teen jou rig kan nie staande bly nie, want Jesus Christus sit aan die regterhand van God. En jou lewe is in sy hande. En jou toekoms is in sy hande en die planne vir jou lewe is in sy hande. Elke skewe woord wat teen jou uitgespreek word, kan nie krag dra nie, want Jesus Christus is nou in die hemel. Dis wat met hemelvaart gebeur het. Dit was nie net tyd vir hom om op te gaan hemel toe, want sy tyd op aarde was verby nie. Dit was tyd vir hom om gekroon te word bo alle dinge. Sien, omdat Jesus nou in die hemel is, beteken dit dat elke plan wat die vyand het om jou seer te maak, kan nie teen die heerskappy van Jesus Christus staan nie. Sien, dis nie vir ons onbekend dat hierdie wêreld vol goed is wat ons wil seer of dood maak of ons wil indoen op een of ander manier nie. Ons weet wat gaan aan in die wêreld. Ons is nie onbekend met die planne van die vyand nie. Kan ek julle gou-gou 'n geheim vertel vanaand? Daar is niks niets wat die vyand kan uitdink nie. Hy's nie so kreatief nie. Daar's nie 'n nuwe plan nie. Daar's nie 'n nuwe, al wat eintlik gebeur, so ons maak dit vir hom makliker. Ons maak dit vir hom makliker om dieselfde plannetjies uit te voer. In elk geval, voordat ek te ver gaan, dit is 'n hele preek vir 'n ander dag. Vrees, siekte en vervolging, al hierdie goed wat die vyand gebruik om ons aan te vat. Nie een van die goed kan teen die plan van God staande bly nie. Ek wil hê julle moet mooi hoor, hemelvaart beteken nie nooit dat jy nooit deur storms van die lewe gaan nie. Hemelvaart beteken nie dat daar niks ooit met jou gaan gebeur wat sleg is nie. Al wat hemelvaart kom bevestig en beteken is dat ten spyte van die storms waardeur jy gaan, God bly in beheer. Jesus Christus bly op die troon. Dis wat die hemelvaart vir ons kom leer het. Die hemelvaart het vir ons kom wys dat die vyand kan kom doen net wat hy wil. Hy kan Jesus Christus laat vervolg deur die fariseërs. Hy kan hom tot aan 'n kruis hang en hom doodmaak. Maar hy gaan nie wen nie. Sien, want omdat Jesus opgevaar het, is elkeen van hierdie goed onder sy voete. En die planne wat hy vir jou het, bly planne van voorspoed en nie teenspoed nie. Sien, God het jou nie vergeet nie en hy het steeds 'n doel vir jou toekoms. Want sien, omdat Jesus opgevaar het, omdat hy nou in die hemel is, sal alles ten goeie meewerk vir jou wat hom liefhet. Sien, omdat Jesus nou in die hemel is elke belofte wat die woord vir ons het, elke belofte wat ons in die woord vind, beteken dan nou iets. Outomaties was dit bekragtig, elke belofte, toe Jesus in die hemel kom en aan die regterhand van God sit. Sien, ek wil vanaand vir julle sê dat die kruis was nie die einde nie. En die opstanding was ook nie die einde nie. Die hemelvaart was die oomblik toe Jesus Christus gekroon word bo alle dinge. En ek dink dis die eerste ding wat ons moet onthou van hemelvaart en wat dit beteken, dat Jesus is nou verhewe bo almal. Die tweede ding wat ons sien Paulus vir ons oorskryf, is die groot krag van God. Weet julle wat dit hemelvaart kom doen en wat moet dit in jou lewe doen? En as dit nie doen nie, wil ek jou uitdaag, gaan spandeer tyd in jou binnekamer totdat dit gebeur. Die disippels het tyd in die bovertrek spandeer totdat die Heilige Gees gekom het. Daar is iets daarin om jouself af te sonder totdat iets gebeur. Want sien wat die hemelvaart ook van praat en waarvan Paulus hier praat, is die groot krag van God. Vers 19 begin met: mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo.
Sien, wanneer ons hemelvaart en volle verstaan, verander daar iets in ons menslike gedagtes. Wanneer ons die hemelvaart ten volle verstaan, ten volle begryp, dan verander daar iets in ons prioriteite. Wanneer ons die hemelvaart ten volle begryp, dan kan vrees nie help om te verdwyn binne in jou nie. Sien, dit is die enorme groot krag van God, wat die disippels daai dag aanskou het. Dit was een ding dat Jesus die kruisiging kon weerstaan het. Dit was 'n ander ding dat hy kon opstaan en weer leef na dit. Maar die groot krag van God sien ons, toe hy hom in sy verheerlikte liggaam van die aarde af optel in die hemel in. Sien, God stuur sy seun in hierdie wêreld in deur 'n maagd. En hy gebruik sy seun om wonderwerke te doen. Hy offer sy seun vir ons sondes en dan rig hy sy seun op die 3de dag. Sien, die grootste werk van dit eintlik was toe hy hom opvat hemel toe en aan sy regterkant laat sit. Wanneer jy die hemelvaart sien as die enorme groot krag van God, dan verander jy iets in jou hart en jy besef met wie jy te doen het. Wanneer jy na Jesus kyk, en wanneer jy die evangelies begin leef, al met wie jy eintlik bekend is Jesus op aarde. Jy kom in die storie in waar hy in 'n maagd gevorm word. Dis waar ons, hoe sou nou ek het nou net die Engels, is al wat oorbly. Dis nou hoe ons geïntroduce word aan hom. Voorgestel, is dit die regte een? Kyk nou net. Dit doen my hart goed as dan die Jacques opskit en sê, ja, daar is die een. Dis waar ons hom ontmoet. Dis waar hy in sy ma se moederskoot gevorm word. So ons kan nie help om te dink, of help om hierdie verstand te ontwikkel, dat hy is 'n mens soos ons nie. En jy sien hom as 'n mens, en dis okay, jy moet hom sien as 'n mens. Hy was 100% mens, maar wat die hemelvaart kom doen het, is dit God se enorme krag in ons kom openbaar, en vir ons gewys, dat Jesus Christus is nie net 'n mens meer nie. Hy is nou God ook, so wanneer iets voor my staan, en ek kan dit nie face nie, wanneer vrees my aanpak, en ek kan dit nie skud nie, dan weet ek as ek my oë opslaan na die hemel toe, praat ek nie net met 'n mens nie. Praat met Jesus Christus, wat deur die enorme krag van God ook nou in die hemel is. Sien, die disippels het iets hiervan verstaan. Lukas 24, en julle kan op julle eie tyd so intoe gaan. Ek gaan dit nie lees nie, maar Lukas 24 is die gedeelte waar ons die hemelvaart sien. En dan stuur Jesus sy disippels weg. En as julle nou gaan mooi fyn lees, en die van julle wat nou al geblaai het tot daar, julle kan my dalk uithelp. Toe die disippels die nuus kry, toe is hulle harte seer en verdroef. En hulle is al snik terug Jerusalem toe. Ek kan sien wie ken hulle woord. Dis die mense wat se oë nou vir my so 'n bietjie snaaks trek. Nee, hulle is vol vreugde terug Jerusalem toe. Hoekom? Want hulle die enorme krag van God aanskou. Hulle het geweet, dit wat ons nou gesien het, is van soveel waarde. Die hemelvaart beteken vir ons soveel baie, dat maak nie saak wat die wêreld nou ons kant toe gooi nie. Niks gaan hierdie vreugde steel nie. Wanneer ons die hemelvaart aanskou vir wat dit is, 'n wonderwerk uit God se hand, dan bring dit vir jou 'n vreugde wat die wêreld nie kan terugvat nie. Wat die wêreld nie kan steel nie. Die derde en laaste ding, gaan julle nie lank besig hou nie. Paulus kom en hy gee 'n belofte wat ek dink eintlik so nodig is vir vandag. Sien, daar kom seisoene in ons almal se lewens. Soms is jy bo op die berg, en soms sit jy onder in die vallei,
en trek knapse kerels uit jou kouse uit. Soms gaan dit met jou verskriklik goed. Ander dae kan jy nie onthou wanneer laas het dit goed gegaan nie. Soms skyn die son en jy voel hoe bak die son op jou gesig en die lewe is net 'n lied. Ander dae wil jy die kombers oor jou kop trek en wens die son wil net gaan sak. Die lewe is vol seisoene. En weet jy, dit is maklik om hier te sit vanaand en die Here te dien op Hemelvaartdag as jy jouself in 'n seisoen bo op die berg vind. Dit is 'n ander ding om hier te sit en jy's onder in die vallei. En jy weet nie wat om jou aangaan nie en dit voel asof jy geen beheer het nie. Dis moeilik om die Here te dien wanneer dit vir jou voel asof hy ook nie eintlik beheer het nie. Die dae wat voel asof niks uitwerk nie. En sien, hier is die probleem en Paulus spreek dit so bietjie aan. En ek wil hê vir 'n oomblik moet julle net daaraan dink. Vir 'n oomblik kyk net terug oor jou eie lewe. Laat dit soos 'n film in jou gedagtes afspeel en vra vir die Here, Here, waar was ek hieraan skuldig? Sien, ons meet Jesus se teenwoordigheid aan die uitkoms van 'n situasie. Hoor julle dit? Ons dink Jesus is teenwoordig wanneer ek bo op die berg is. En ons vermoed Jesus is teenwoordig wanneer die son dan nou op my gesig skyn en ek kan die warmte van sy liefde voel. En ons dink Jesus is teenwoordig net wanneer dit met my goed gaan. Ons meet Jesus se teenwoordigheid aan die uitkomste van ons situasies. Wanneer jy besef wat Paulus hier probeer sê in Efesiërs 1, dan besef jy dat die wêreld kan kom en gaan. Man, die vyand kan probeer net wat hy wil. Mense kan ons seermaak, vriende kan ons in die rug steek. Jesus bly in beheer van alle dinge. Sien, Paulus sê in Efesiërs 1, hier aan die einde van vers 20 sê hy, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die een wat kom. En wat Paulus eintlik vir ons hier probeer sê, is maak nie saak waar jy jouself vind nie. Is jy hier in hierdie wêreld, is jy op die drempel om oor te gaan na die volgende ene toe, staar jy dood in die gesig, gaan jy werk toe elke dag, maak nie saak waar jy is in hierdie wêreld nie, God bly in beheer, Jesus bly in die hemel opgevaar en aan die regterhand van God. Jou seisoen bepaal nie die teenwoordigheid van Jesus nie. As jy jou hand uitsteek, kan ek jou beloof, hy is daar. Kolossense 1 vers 17 sê, hy was daar voor alles, en in hom word alles saamgebind. Moet nou nie my grappie vooruit vertel, julle wat hom ken nie, asseblief. Weet julle wat is die Griekse woord vir alles, en wat beteken hy? Hy beteken alles. Beteken elke liewe dingetjie. Beteken wanneer jy jouself bo op die berg vind, dit is in Jesus en dit het deur hom ontstaan en dit word deur hom saamgebind. Hy hou dit bymekaar. En wanneer jy in die vallei is en jy voel jy die belangrikste persoon in jou lewe verloor, wanneer jy daar is, weet jy wat, Jesus is ook daar. Hy het die vallei geskep. Hy hou dit ook bymekaar. Hy is daar teenwoordig ook. Maak nie saak wat op aarde gebeur nie. Hemelvaart kom sê vir ons, herhalend oor en oor, Jesus is in die hemel en op die troon. En alles wat gebeur het, alles wat nou aangaan, en alles wat gaan kom,
Ek gaan deur sulke fases, sulke stadiums in my lewe. Dan is ek op Telegram en ek is op al wat in nuus, wat noem hulle dit, groep, of ek weet nie wat noem hulle dit nie, maar dit is soos WhatsApp groups. Ek is op al hierdie nuusgroepe en ek weet wat in die wêreld aangaan oralste. Men kan my niks sê nie, ek weet wat Putin dink voordat Putin dit doen. En dis kort voor lank, dan vind ek myself op 'n hopelose plek, waar ek nie son sien nie, ek weet nie wat aangaan nie. Ek wag vir die missiele om uit die lug uit te val. Ek wag vir die punt waar ek my trouring gaan inruil vir 'n tank diesel. Nie die ene nie, hy's rubber. Sien, ons kan so vinnig vasgevang word in wat in die wêreld aangaan. En ons kan dit sien as die einde, en ons is die elendigste mense onder hierdie son, en die Here moet kom en ons kom haal, want hierdie wêreld. Kan ek jou babbel bars en 'n geheim met jou deel? Het gaan nog heel wat erger raak. Openbaring sê die temperatuur moet bietjie aangedraai word. Dit moet warmer word op aarde. Ek het gewens dit was fisies, maar sodat mense se oë kan oopgaan. Sodat hulle op die punt kan kom wat sê, ek slaan my oë op na die berge, waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van geen mens af nie. My hulp kom van geen instansie af nie. Efesiërs sê, nou is Christus hoog verhewe bo elke owerheid, elke gesag, elke krag en heerskappy, ja, elke noemenswaardige instansie. Daar is nie 'n ander plek op hierdie aarde wat jou kan help op 'n stadium, andersins as Jesus Christus nie. Jy vermoed die bank is aan jou kant, want jy het 'n goeie rentekoers gekry. Sterkte. Al wie jou gaan help, is Jesus Christus. Sal jy vir ons iets kom speel asseblief? Dankie. Ek dink die rede hoekom ons hemelvaart soms miskyk en nie heeltemal besef wat gebeur nie. Die rede hoekom dit so bietjie in die agtergrond in verdwyn het, is want iewers in ons hart het ons hierdie verkeerde gedagte ontwikkel, dat toe Jesus opgevaar het, het hy ophou werk. Dis nou die Heilige Gees se werk, hy werk nou. Jesus sit nou op die troon, hy het sy 33 jaar gehad, sy voete is uitgeskop. Sien, dis nie wat gebeur het nie. Die woord sê, toe Jesus Christus in die hemel aankom, nou tree hy in vir ons op die regterhand van God. Elke oomblik van jou lewe, elke situasie waardeur jy gaan, elke ding wat jy aanvang, alles wat jy doen of dink of droom of begeer, die Here is konstant besig om tussen jou en God te staan en in te tree vir jou. Hemelvaart beteken nie dat Jesus ons gelos het nie. Hemelvaart beteken Jesus is nou gekroon. En hy regeer nou. Die graf kon hom nie hou nie, die dood kon hom nie stop nie, die hel kon nie oorwin nie, en nou sit hy op die troon. Bo elke regering, bo elke bank, bo elke instansie, bo elke mag, bo elke aanval, bo elke siekte, bo elke kanker, bo elke gedagte wat vir jou goed fluister om jou af te bring en jou seer te maak. Bo elke gedagte wat vir jou sê, maar jy is nie goed genoeg nie. Bo elke storm wat in jou lewe inwaai en net verwoesting wil saai. Die hemelvaart kom sê vir ons, dat
wat al hierdie goed kan hoe hard probeer. Die troefkaart in jou hand is Jesus Christus regeer. Die troefkaart in jou hand is dat Jesus Christus het opgevaar. En hy's nou in die hemel. En dalk voel jou wêreld vandag te mekaar. Ek voel dit vir jou asof 'n storm deur beweeg het en jy weet nie wat's oor nie. Maak nou maar die stukkies bymekaar. Dalk voel jy in jou persoonlike lewe so 'n bietjie angstig. Wanneer jy nuus kyk en al hierdie pryse en olieverhogings kom op die TV en jou hart begin so bietjie vinniger klop. Dalk hardloop jy so bietjie in 'n paniek rond en weet nie wat om te doen nie. Probeer dink, hoe gaan ek vir my baas sê, ek kan nie werk toe kom nie. Ek wil vanaand vir jou die sekerheid gee. En daar is geen paniek in die hemel nie. Daar waar Jesus Christus nou sit, ek sit hom onkant gevang nie. Hy weet van alles. Hy weet waardeur jy was. Hy weet waardeur jy nou gaan. En hy weet waardeur jy gaan. Want hy is in die hemel. En aan die regterhand van God. Omdat hy leef en omdat hy opgevaar het en omdat hy regeer, kan ek en jy vandag nog hoop hê. Kan ons vandag nog glo. Kan ons vandag nog vas staan, want alles wat was, alles wat is en alles wat gaan kom, is onder Jesus se voete. Hy bly op die troon.